Kom ons maak voor ons daarby kom, ons Pinkster het begin donderdag aand met ons eerste boodskap of eerste wetmatigheid toe ons gehoor het, elke iets op aarde, elke mens, elke dier, elke plant, elke ding wat die Here geskep het hy geskep met 'n sekere potensiaal. En die vraag is, gaan jy daai potensiaal bereik? En daai potensiaal word bepaal ook natuurlik, deur Jesus se weggaan hemel toe, en dan sy terugkom. En hierdie spanningstyd tussen nou en die wederkoms, wanneer hy vir ons die opdrag gee en sê, gaan dan uit en wees my getuies in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. En wanneer hy vir ons sê, en nou ek is by julle al die dae tot die einde van die wêreld. Ek sorg vir julle, maar ek het 'n opdrag vir jou. En gaan jy jou opdrag, jou potensiaal, gaan jy dit bereik wat ek vir jou gegee het. Nou ek het donderdag aand vergeet, ons gaan elke aand gaan ons aan iemand dink. Iemand in die Bybel wat vir ons sê, maar ek het dit gedoen. En as ek nou vanoggend dink in die Bybel aan iemand wat sy potensiaal bereik het, dan dink ek aan 'n jong man, en ek wil hê die kinders moet nou dink, wie van hulle kan my antwoord? En steek jou hande op as jy weet van wie ek praat. En die man wat ek aan dink is 'n jong man, en ons lees van hom in 1 Samuel 16. Wie van die kinders weet al? Steek op 'n hand as jy weet. Om wie praat ek? Jy gaan net sjokolade kry as jy my hand opsteek. As jy eerste is. Watter jong man dink ek aan, wat in 1 Samuel 16 ons van lees? Kry nog nie antwoord nie. Waar is sy hand? Nee, is verkeerd. Wie wil nog? Is daar hand te skryf vir my, want ek... Waar is sy hand? Nee, okay, kom ek vra die tweede vraag, nou gaan julle weet. Hy begin sy lewe as 'n skaapwagtertjie. Wie's dit? Daar so ja? Dawid. Na die tyd kom haal jy hom hier op die preekstoel, hoor? Hy wag vir jou hierso. Dawid, hy begin as 'n skaapwagtertjie. Hy's 'n skaapwagtertjie daar in die veld, 'n jong kind, niemand dink aan hom eers nie. En dan kom Samuel en dan salf hy vir Dawid as koning. En hy word die koning van Israel, En dit is koning Dawid aan wie ons dink. Iemand wat niemand sou kon dink, hierdie seentjie daar uit die veld agter die skape, wat 'n digter is, wat musiek skryf, wat Psalm 23 vir ons geskryf het, dat hierdie sal ooit die koning van die hele land kan word nie. Maar hy het die potensiaal gehad, en daai potensiaal gebruik, en hy word die koning, die man na God se hart. Vanoggend gaan ons lees uit 3 gedeeltes. En die eerste is Lukas 21, bladsy 113 in die Nuwe Testament, as jy daar kan oopmaak. En dan kan jy sommer net daarvan af aanblaai na Handelinge 20 toe, bladsy 186. En dan, maklik om te kry, tweede laaste hoofstuk in die Ou Testament, is Maleagi 3. Maleagi boek het net 4 hoofstukke, ons gaan by Maleagi 3 lees. So dis maklik, kyk sommer net die heel laaste bladsy in die Ou Testament, hier in my Bybel bladsy 996. En dis die 3 plekke waar ons vanoggend gaan saam lees uit die Bybel uit. As ek nou so voor hierdie mikrofoon gaan, dink ek aan jare gelede, toe die ouens die eerste keer begin het om so met 'n mikrofoon rond te hardloop op die verhoog en te preek. En dis daar 'n ou wat preek, maar hy's vreeslik driftig. En nou staan hy voor op die verhoog, en daar sit 'n pa en 'n seentjie, en die seentjie sê vir sy pa, pappa, as hy daar loskom, gaan hy ons seer maak. En, want hy's vas aan hierdie ding. So, ek gaan jou nie seer maak nie. Die woord van die Here gaan vanoggend jou nie seer maak nie, die woord van die Here gaan hier wees om jou vanoggend troos en krag en wysheid te gee. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U vir ons so goed is, en dat U vir ons sorg, en dat U ons lief het elke dag. Dankie vir hierdie mooi oggend wat U gee op 'n wintersoggend. Dankie dat ons, Here, elke jaar en verjaar weer die wonderlikste van wonderlikste voorregte het om vir 7 dae, 7 geleenthede, Here, uit U woord te leer. Om saam met U 'n pad te loop, soos U vir die disippels gesê het in Jerusalem. Bly hierso en dan waak julle en dan bid julle dat die Heilige Gees kom. En toe doen hulle dit, Here, en vir 10 dae het hulle daar gewag. En toe Heilige Gees is hier uitgestort op Pinkstersondag, volgende Sondag waarna ons uitsien. En van toe af het die kerk gegroei.
het U mense se harte vol gemaak met hulle liefde vir Jesus. So vol dat dit oorloop en dat die wêreld kon hoor. Dankie dat ons môre hier saam kan wees. En Here, dan bid ons vir almal wat hartseer en siek is. Ons bid spesiaal vir Steve met Marie wat die week gesterf het. Ons dink aan Sanet met Gert wat oorlede is. En ons dink ook aan almal wat siek is, Here, in ons gemeente, dat U vir hulle elkeen by die hand vat en lei en sorg en seën. Ons bid vir Fred, Here, met sy broer wat afgesterf het, wat naby hom was. Dankie dat ons weet hy was 'n kind van U wat by U is, elkeen van hulle. En dan weet ons, Here, hulle gaan huis toe na waar dit beter is as hier. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees, in die huis. Help ons om hier veilig en tuis te voel. En om net 'n oomblik te sit en net diep asem te haal, soos die Pre Vrydag aand gesê het. En hier kom ons, Here, hier kan ons al ons spanning van ons afgooi en al ons bekommernisse in die hande kom plaas en ons kan diep asemhaal. En ons kan net dink, ek lewe. En elke asemteug sê vir my, ek lewe. En ek het geleenthede en ek het potensiaal en U wil my potensiaal gebruik. En U wil vanmôre met my praat en U wil my seën met U woord. Doen dit, Here. Ons is in afwagting voor U. In Jesus naam. Amen. Ons gaan lees eers in Lukas 2. Nee, kom ons lees eers maar daar in Lukas 2. Ek het hom hier oop. Ekskuus, ek moet so by hierdie ding verby kry. Lukas 20. Lukas 21. Nou is ek op die regte plek. Lukas 21, en dis waar Jesus sit daar voor in die tempel, en hy kyk maar net wat daar gebeur. Onthou, die tempel was ook nie soos ons kerk, ons kom in en ons sit almal, in die tempel het hulle 7 dae van die week ingekom en uitgegaan, en hulle die hele tyd kom en offers gebring en gepraat en weer uit te gaan. So die tempel was eintlik 'n werksplek, 'n ontmoetingsplek met God. Mense het nie Bybels gehad nie. So hulle het elke dag tempel toe gekom en daar die priesters vir hulle vertel uit die woord van die Here en dan gaan hulle weer en dan kom ander en so en dan bring hulle offers. Nou sit die Here daar en Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes in die offerkas sien gooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee 2 klein muntstukkies daarin gooi en hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. En nou gaan ons saam met dit nou lees in Maleagi 3, en dan lees ons daar net so enkele versies, dis van vers 7 af, wat nogal belangrik is, Maleagi 3. Van julle voorvaders se tyd af, het julle van my voorskrifte afgewyk, en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? En dan vra die Here, sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes. Daar is alreeds 'n vloek op julle, en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet is in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Almagtige. Toets my, of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Miskien net so enkel agtergrondstukkie. Israel is een van die min lande in die wêreld. As Israel vir 3 jaar nie reën kry nie, dan bestaan Israel nie meer nie. Israel se waterbronne is so, as dit is genoeg water wat hulle kan, maar as hulle 3 jaar lank nie reën kry nie, en dan bedoel ek nie, dan kan hulle nie ploeg en plant en die diere gaan dood nie, dan kan fisies die mense nie meer daar lewe nie. So was dit in die tyd van Elia ook, toe dit vir 3 jaar droogte was en daar hongersnood gekom het. So reën was vir hulle verskriklik belangrik. Dis Israel is 'n droë land, afhanklik van God se reën. En dus, as die Here dit sê, dan toets hy van, en dis Ou Testament, hulle moes nog hulle tiendes bring. 10% van alles moes hulle vir God gee. As ek 10 lammetjies gekry het in die oes,
een gaan die Here. As ek 10 gerwe van die land koring afgesny het, een gaan na die Here toe. En nou begin die mense, dink dis te veel, en hulle hou terug. En dan sê die Here, toets my, of ek nie vir julle reën sal gee, meer as wat julle kan gebruik nie. Die Here koppel dit aan die gee van mense, dit wat hy vir hulle sal gee. En dan lees ons heel laaste in Handelinge 20. Handelinge 20, en daar, net die oopmaak. Handelinge 20, en ons lees daar in vers 31, 'n gedeelte daar in vers 31. Wees waaksaam, onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane, maar nou vertrou ek julle aan God toe, en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou, en julle in die seëninge te laat deel, wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Paulus kom hier aan die einde van sy bediening, en nou gee vir hulle hierdie opdragte. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys, dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger, as om te ontvang. Tot sover. Mag die Here ons seën uit hierdie gedeelte van sy woord vanmôre, wat ons lees. En ek het so 3 versies uitgehaal, wat ek wil hê ons net weer moet lees. En die eerste is Lukas 21 vers 3. Dit verseker ek julle, hierdie arm weermee het meer ingegooi, as al die ander. En dan Handelinge 20 waar daar staan, onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger, as om te ontvang. En dis waar ek hierdie groot wetmatigheid die tweede een kry van gee en ontvang. Om te kan ontvang en te kan gee, is 'n wet wat jou help om sukses te bereik, en om met vreugde te kan lewe. En die laaste, bring die volle 10de na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. En daai reën is natuurlik ook simbool, né? Weet ons, dink aan verlede jaar se Pinkster. Toets my, of ek nie my seën, geestelike seën van die Heilige Gees, op jou sal uitstort in oorvloed, meer as wat jy kan gebruik, omdat jy voor my lewe as iemand wat ontvang en wat gee nie. Ons tema vanoggend is om te kan ontvang en te gee. Die tweede tema van Pinkster. Om te kan ontvang en om te kan gee. Om net aan te sluit by donderdag aand, die skepping, God se hele skepping, alles wat hy gemaak het, bestaan uit ontvang en gee. Ontvang en gee. Alles bestaan so. Die diereryk bestaan, van die kleinste enetjie af het God gemaak, om te ontvang, te groei, en dan word sy liggaam selfs gegee, vir 'n ander enetjie wat hom eet, vir 'n ander een, vir 'n ander een, vir 'n ander een, in die ketting van die samelewing. En dan bestaan iets soos die Kreer Wildtuin, vir jare en jare, sonder dat iemand hom hoef te bestuur, hou hy sy eie vrede. En elke dier is daar, ontvang en gee, ontvang en gee. Plante word gegee, God het hulle geskep, om te ontvang reën, seën uit die grond, en te gee, om kos te gee vir mense en diere om te lewe. Dit wat nie kan gee nie, word uitgehaal, dit is onkruid. Dit haal ons uit ons lande uit ons tuine uit, en ons verbrand dit. Want onkruid beteken juis iets wat, jy kan niks met hom doen nie. Hy vat van jou grond op die plaas van jou land, hy vat van jou grond in die tuin, hy vat van die voedingsstowwe, maar hy produseer niks wat nuttig is nie. En iets wat nie kan gee nie, met ander woorde, in Bybelse taal, haal jy uit en jy verbrand hom in die vuur, hy beteken niks. Maar die res moet alles bestaan uit, ek moet kan ontvang, ek moet kan gee. Ons lees in Markus 11, dat die Here by geleentheid stap, en toe sien hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan, en gaan daarin om te kyk of nie miskien 'n vy daaraan kan kry nie.
Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare. En hy sê toe vir hom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Dan vervloek Jesus hierdie boom. Want hierdie vyeboom bestaan om te ontvang uit die grond en die natuur, die sonlig, die strale, die reën, alles, en dan vye te gee vir die mense om te eet. Maar hy doen dit nie. En dis sy uiteinde. Want as jy kan ontvang en kan gee, dan is jy suksesvol. En as ons dink aan ons liggame, hier waar ek en jy is vanmôre, dis hoekom ek 'n liggaam het. Dis hoekom jy lewe. En jy ontvang asem, jy ontvang gesondheid, jy ontvang kos, jy ontvang alles wat jy kry, genade van die Here, om te kan gee. En jou hele liggaam bestaan so. 'n hand kry krag dat hierdie hand kan vat. 'n oog kry krag dat hierdie oog kan sien vir die liggaam. Hierdie ore kan hoor, hierdie mond kan praat, hierdie voete kan loop. Elke deel van my liggaam vat krag, maar hy moet weer daar iets mee doen, hy moet dit gee. En daarom lees ons ook, die Here gebruik dit as 'n beeld, in 1 Korintiërs 12, wanneer hy sê, die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die liggaam, dele van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. Jou liggaam is noodsaaklik van kop tot tone, jy het elke stukkie nodig. En elke stukkie kry en gee, kry en gee. En die dag as jy nie meer kan kry nie, as jy nie kan ontvang nie, dan gaan jy dood. Dan beteken dit, my liggaam het die punt bereik dat hy wil nie meer suurstof opneem nie. Hy wil nie meer kos opneem nie. Dis mos maar hoekom mense doodgaan. En dan gaan hy tot niet. Maar geestelik werk dit ook so nie. As jy vanmôre hier sit en jy kan nie van die Heilige Gees krag ontvang nie. Jy kan nie eet van die brood van die lewe nie. Dis ontvang nie, dan gaan jy dood. Jy gaan eenvoudig geestelik dood en jy gaan hel toe. Want ek kan nie ontvang nie. Maar die ander kant is ook waar, wanneer ek ontvang, dit wat ek hier eet uit die brood van die lewe, moet ek weer uitdeel. Moet ek ontvang en moet ek gee. Trouwens, weet julle, die ekonomie werk so. En dit was my wonderlik toe ek daaraan dink en ek lees daaroor dat hulle sê, dit is hoe die ekonomie werk, dis hoe geld werk. As iemand ryk is, dan sê ons, hy het oorvloed. Hoekom oorvloed? Oorvloed beteken, dit vloei. En daar's te veel. As 'n dam oorvloed het, dan loop die dam uit. As 'n fontein oorvloed het, dan loop die fontein uit. Hy vloei. En ryk beteken, ek het oorvloed, dit vloei uiteindelik uit my uit. Trouwens, ek het gaan lees, die Latynse woord vir geld is currere. En currere het geword in Engels currency. En currency, hulle praat, luister maar bietjie net as jy na die televisie luister en ekonomiese verslag, dan praat hulle van die currency van hierdie land. Die dollar is soveel werd, die euro is soveel werd, die rand is soveel werd, hierdie currency in Engels. En dis 'n current, dis 'n stroom. Met ander woorde, die middel wat Suid-Afrika gebruik om te loop, laat die stroompie kan loop, is die rand. Dis 'n ding wat vloei. Weet julle hoe maak mense ekonomie? Binne maande morsdood. Sê nou net vir oggend besluit al die mense wat geld het. Ek en Elsbie ook, ons het nou soveel geld en ons is baie lief vir ons geld en ons gaan nou niks meer uitgee nie. Ons gaan nooit weer 'n kar koop nie, ons gaan nie 'n karavaan koop nie, ons gaan nie 'n huis koop nie, ons gaan nie vakansie hou nie want dit kos geld. Ons gaan nie die nodigste eet. En ons geld hou ons net vas. En die volgende ou besluit dit, en die volgende ou tot Johan Rupert besluit, ek hou myne net vas. Dan val die hele land uitmekaar uit. Want wie gaan 'n kar koop? En as daar niemand 'n kar koop nie, maak Toyota in Durban toe, en Ford maak in Pretoria toe, en almal maak net toe. Want hulle verkoop nie meer nie. En die winkels maak toe, en die meubelwinkels maak toe, en almal maak toe. Want alles kan net bestaan uit, ek ontvang geld, en ek gee dit, ek gebruik dit. En omdat mense dit gebruik, vloei die ekonomie. Is daar oorvloed en hy vloei, is daar currency en die current loop. So die hele wêreld het hierdie wetmatigheid van gee en ontvang. Die mooiste voorbeeld vir my van ontvang en gee, is toe ons in Israel toer en toe dink ek daaraan,
As jy by die dooie see kom, van wie julle daar prentjie daar in die agtergrond sien, daar aan die ander kant is Jordanië. Die dooie see is die diepste plek op aarde, die laagste plek op aarde waar jy kan kom, praat nie van in 'n myn nie. Die dooie see lê 400 meter onder seevlak. Sak jy van Jerusalem af tot jy daar kom. En die water loop in die dooie see in van Jerusalem se kant af en bo uit die noorde van Galilea af, uit die see van Galilea uit, loop water in. Maar dit kan nooit uitloop nie. Die dooie see ontvang net en dan hou hy. Vir eeue en eeue en eeue van dit bestaan, hou die dooie see van Jesus se tyd af. En omdat hy net ontvang, lê hy net daar. En die water verdamp en daarom het hy so sout geword, dat ons op die dooie see swem en dan dryf jy op die water. Want dit is sout. Maar binne in die dooie see is daar niks nie. Daar's nie een organisme wat lewe in die dooie see nie. 'n Visie of niks kan daar lewe nie. Dis hoekom dit die dooie see is. As jy net 'n entjie 100 kilometer noord gaan, dan kom jy by die see van Galilea. Wat ook water kry en van oral af uit die Jordaan en uit Hermonberg en oral. En dan loop dit uit aan die suidekant deur die Jordaan dooie see toe. En die see van Galilea het lewe om hom, die stede om hom, dorpe om hom, landerye om hom, besproeiing om hom. En dis heerlike water wat jy kan drink. Skoon, helder water, waarin Jesus se tyd hulle al daar gedrink het en vis gevang het, op die see van Galilea. Want hy ontvang en hy gee. Hy ontvang en hy gee en hy lewe vir duisende jare. Maar die dooie see ontvang en ontvang en ontvang. En al wat jy nou kan doen is, daar's mooi hotelle gebou vir mense wat daar kom swem, kom dryf op die dooie see. Die dooie see is 'n dooie plek. Is jy lewend soos die see van Galilea of is jy dood? En die verskil is, ontvang jy en gee jy, of ontvang jy net, of niks. Want ontvang en gee, maak van 'n mens 'n gelukkige, suksesvolle mens. In jou verhoudings. Verhoudings kan net bestaan, as jy mense gee en ontvang. As julle by vriende gaan kuier, en julle gaan kuier weer by hulle, en julle gee vir hulle liefde, en julle gaan kuier weer by hulle, maar hulle kom nooit kuier nie. Wat gebeur? Die verhouding gaan tot niet. Want 'n mens kan nie net vir vriende gee en gee en gee. Maar hulle gee nooit terug nie, ek ontvang nooit nie. Die normale van die lewe is gee en ontvang. Tussen man en vrou gee en ontvang. Liefde gee, liefde ontvang. Vir mense gee, van mense ontvang. Die eerste verhouding waarin ons bestaan, is ons verhouding met die Here. En jou verhouding met die Here kan net groei as jy by die Here kry elke dag eers ontvang, maar as jy elke dag ook vir die Here gee. En dis een ding om te ontvang, dankie Here, dit was 'n mooi boodskap, dankie dat jy vir my gegee het, en ek lees my stukkie so straat, dankie Here, dit is so pragtig, maar dan bly dit by my, ek gee niks terug nie. Ek deel niks uit nie, ek vertel julle niks van wat ek gehoor het nie, ek vertel nie vir mekaar van wat ek gehoor het nie, dan gaan die verhouding dood. Vir my is die een van die kernstukkies in die hele Bybel, en jy kan dit maar gaan lees, en onderstreep dit baie dik, is Filippense 1 vers 9, 10, 11, waar daar staan, Paulus sê, ek bid vir julle, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip en aanvoeling, sodat julle die dinge sal onderskei waarop het werklik aankom. Hy sê, dit is nie ek wat sê, hy sê, dit wat regtig saak maak, sê julle nou weet. Dan sê julle op die dag wanneer Christus kom, dis mos nou hierdie spanningstyd, hierdie tyd van potensiaal, tot Jesus weer kom, sonder blaam wees, en dan sê hy, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding wees, met God tot sy lof en eer. Ek en die Here het 'n verhouding, dit moet jy kan sê. Hy is nie net God en ek is mens wat hom aanbid nie. Nee, meer as dit. Ek het 'n verhouding met die Here. Ek praat met hom. Hy praat met my. Hy gee vir my liefde en ek gee vir hom liefde. Hy seën my en ek dank hom en ek deel die seën weer aan ander uit rondom my. En ander verhoudings werk ook so. Alle ander verhoudings werk deur gee en neem. Daar is 'n paar versies in die Bybel wat vir ons ietsie leer daaroor. Hy sê, so nou moet julle elke deel van julle liggame
in diens van God stel om heilig te lewe. Jy moet voor mense so lewe. Jy's in diens. Ek en jy's 'n slaaf eintlik, staan daar in die Grieks. Ons is 'n slaaf wat moet vir mense wys hoe lyk heiligheid. Hoe lyk dit om 'n kind van die Here te wees? En in diens beteken, jy's in my diens. As ek iemand aanstel, dan werk jy vir my. En dan doen jy wat ek vir jou sê om te doen, en jy's die hele tyd in my diens. Jy's nie net baie keer in diens nie. Jy's altyd in my diens, want ek werk vir jou. Net soos die Pieter in diens is van die gemeente, moet hy die hele jaar werk hy vir die gemeente. En julle werk waar jy is in diens. Maar almal saam van ons is in diens geneem, die oomblik toe ons die Here aangeneem het, toe sê, jy het my disipel geword, jy's in my diens. En wat jy moet gee is, jy moet heiligheid gee vir die wêreld. Romeine 6, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid gebruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Dis 'n opdrag. Dis nie of ek net, ek wil nie, ek moet, ek kan nie anders nie. Ek moet mense lief hê, en ek moet die mense dien. Ek is 'n bediening soos 'n waiter, maar ek is die waiter en ek kom hier aan by jou met 'n skingbord vol liefde elke dag. En waar ek ook al kom dien ek met my liefde. Ek sê waiter, ek staan en wag, wanneer kan ek jou met liefde dien en wanneer kan ek jou met liefde dien? En ek het nie 'n keuse nie, dis my lewe. Ek is daar, ek moet dien met liefde. Hy sê, in alle verhoudings is ons daar om te dien. Die gesindheid wat in ons harte moet wees, broers en susters, is dit wat die Here vir ons leer oor gee en ontvang. Dis ons asem, dis ons ritme. Ek asem Jesus in en ek asem hom uit. Ek ontvang vir Jesus en ek gee vir Jesus. En dan is jy gelukkig. En dis jou lewe. Galasiërs 6 sê, wat 'n mens saai, dit sal jy ook oes. En as ek vir Jesus saai, gaan ek Jesus oes. As ek geld saai, dit wat jy vanoggend in die sakkie gegooi het, gaan jy nooit armer maak nie. Dit wat jy as 'n tiende gee vir die Here, gaan jy nooit armer maak nie. Ons weet nie eers hoe die Here vir ons sorg nie. Ons weet nie eers, as ons hierdie offergawe gee, dit is die Here wat sorg dat daai kar langer hou, dat daai yskas nie breek nie, dat daai vrieskas nie breek nie. Dis die Here wat sorg dat daai huis nie afbrand nie. Hy sorg vir ons op soveel miljoene plekke, sy engele rondom om ons te beskerm en te bewaar. Toe ek in Elsbie gestudeer het, het ek 'n karretjie gehad. En ons het regtig nie geld nie. 'n Volkswagen Beetle. En ons ry hom, en toe hy 9,5 jaar oud is, en in vandag se taal oor die 200,000 kilometer op het, toe word sy battery die eerste keer breek een van die proppies op die battery. En ek kom in Pretoria by plek en ek sê vir hom, ek soek so 'n prop hier. Jy sê, wat wil jy met hom maak? Ek sê, nee, is ons kar se batteryprop. Hy sê, maar hulle maak hierdie battery al jare nie meer nie. Ek wil sien, en hy kom en hy kyk, hier agter die, onder die sitplek sit die battery. Hy sê, regtig. En hy sê, is die battery pap? Ek sê, nee. Net die proppie het gebreek en hy gaan soek en hy kry vir my een. Hy sê, nou, ek wonder hoe kry jy reg dat die battery al die jare hou? Ek sê, die Here sorg vir die kar. In 9 jaar het nie eers een veer hard geword nie. Het hy nie een papwiel gekry nie. Het sy engine nie gebreek nie. Het alles gesorg. Want jy gee vir die Here en die Here gee vir jou. Toets my daaraan sê hy. Toets my of ek nie vir julle die reën in oorvloed sal gee nie. Ons is so bang om te waag met die Here. Die Here gee vir ons alles. Wat 'n mens saai, dit sal jy oes. 2 Korintiërs 9 sê, dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes. Wie volop saai, sal volop oes. Dis nie ek wat dit sê nie, dit staan in die woord van die waarheid. Wat jy saai geestelik is wat jy oes. En as jy bietjie liefde gee, gaan jy bietjie liefde by God kry. En as jy baie liefde ontvang en jy gee baie liefde, gaan hy jou nog meer liefde gee. En jy gaan dit ervaar, hoe oorweldigend groot sy liefde oor my lees. Onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Hoor julle, waar kom ons tema vandaan van die reeks? Hoe behaal jy sukses en geluk? Jy kan net gelukkig wees, wanneer jy weet, ek is hier om te gee, en ek gee. Ek gee, wat die Here wil hê, ek moet gee. Paulus sê, wat julle van my geleer en gehoor het, julle moet dit doen. Wat jy vanoggend leer, doen dit. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal.
Die Here het nooit vir ons iets gegee vir onsself nie. Ek en jy is nie so belangrik nie. En wanneer die Here vir my talent gee, gawe gee, dat ek kan praat, dat ek kan doen, dat ek kan bak, dat ek kan brou, dan is dit tot voordeel van almal. Ek wil jou gebruik vir almal. Soos dit 'n vinger en 'n hand daar is vir die liggaam, is ek en jy daar vir die liggaam van die Here. Ons is nie daar vir onsself nie. Kom ons doen dit. Wat moet ons doen? Ek dink in die eerste plek in ons gedagtes. Ons moet vanmôre sit en ons moet net bietjie dink. Hoekom is ek hier? Wat maak ek hier? En is ek wat ek moet wees? En waar kan ek anders wees? Wat kan ek doen? En wanneer ons hier uitstap, kyk na mense. Kyk sommer net en dink, wie van hierdie mense kan ek voorbid? Vir wie van hierdie mense kan ek liefde gee? Vir wie van hierdie mense kan ek omgee? Vir wie kan ek vanaand huis toe gaan en gaan dankie sê? Daar's soveel mooi. En Here, gebruik my met waar U wil, soos U wil, met wie U wil, wat U wil. Dat ek tot seën kan wees vir ander. Ons lees in ons dagboek, ek en Elsbie, van die man wat skryf wat sê, hy en sy vrou het vir hulle aangeleer, elke keer as die kinders kom kuier en hulle ry, dan waai ons, staan ons daar by die huis en waai ons vir ons kinders. En toe het hulle geleer, dan seën hulle kinders. Ons seën hulle op die pad huis toe en ons seën hulle in hulle lewe. En toe sê ek en Elsbie gesê, almal wat by ons kom kuier, as jy by ons huis uitry, moet jy weet, jy word geseën op daai oomblik. Dan sê ons, kubai, en dan seën ons in ons harte. Kom ons seën die mense. Mag die Here julle seën, dat julle veilig sal wees, en dit met julle goed sal gaan. En mag die Here by julle wees waar julle gaan. Kan ons nie mekaar elke dag seën nie? As ons die seën gee van die Here, en dan deel 400-500 seën uit aan mekaar, elke dag van hulle lewe. En ons bid vir mekaar, Here, help almal wat ons ken, om ons, om mense te wees wat vandag, Here, U rykdom ontvang, en U rykdom uitdeel, en dat almal suksesvol sal wees, en almal regtig vanoggend gelukkig sal wees, en dit met hulle goed sal gaan, seën hulle, Here, net U kan dit doen. Ek wil afsluit vanmôre en vir die kinders vra, ek dink nou weer aan iemand vanoggend in die Bybel. Iemand wat ek ken, wat so baie gegee het. As jy na die prentjie kyk, wie van julle kinders kan vir my sê, aan wie dink ek? Wie dink ek in die Bybel, wat so baie gegee het? Is daar 'n hand? Ja, sê bietjie? Nee, hy het die meeste gegee, maar ek dink aan 'n gewone mens in die Bybel. Waar is nog 'n hand? Goed, kom ek sê die volgende een. Iemand wat baie gegee het, ons lees in Markus 14, is 'n vrou. Ons lees van haar in Markus 14. Iemand? En nou gaan julle weet, wat sy gegee het, was 300 sikkel silwer werd. 'n mens het in Jesus se tyd, as jy die hele dag by die werk was, het jy 'n sikkel silwer verdien. Judas het Jesus vir 30 sikkels verkoop. Dis baie geld. Elke dag, is 'n dag se salaris was 'n sikkel silwer. Hierdie vrou het 300 sikkel silwers, as jy die vakansie daar uithaal en so, kan jy maar sê, sy het 'n hele jaar se salaris gevat. En toe gee sy dit vir die Here. Hoe het sy dit vir hom gegee? Wie weet van die groot mense? Olie, gee jy kort 'n chocolate. Die disippels het daaroor gekla, nie. Hulle het gesê, hoe kan 'n mens so mors? Hoe kan 'n mens so baie gee? En sy vat die albasterfles en sy breek sy nekkie af. En sy gooi 'n jaar se salaris se nardesolie op Jesus se kop uit. En dan kniel sy voor hom en sy vee dit met haar hare af. Want sy het nie gedink, wat kan ek met hierdie doen nie? Dit is so kosbaar. Sy het nie gedink, maar is dit nie 'n vermorsing nie? Sy het net gedink, vir Jesus doen ek alles. Die beste wat ek kan doen, as dit die vrou is met haar 2 geldstukkies, dan gee ek dit vir hom. En as dit sy is wat dink, ek wil dit vir hom doen, dan doen ek dit vir hom. En 2000 jaar later, lees ons nog van haar, al ken ons nie haar naam eers nie. Daar in Betanië, seën sy vir Jesus. Mag die Here jou vandag wonderlik seën om te ontvang en te gee. Amen. Here, dankie dat U vir ons goed is. U genade is so oneindig groot oor ons. Here, ons word bederf.
U gee vir ons so baie uit die woord uit. Ons het die Bybel in ons eie taal, en ons kan elke dag 'n stukkie lees, en ons kan dit geniet. Here, U is oorweldigend goed vir ons. Help ons om meer te gee, om aan te hou gee van onsself, om vir mekaar te gee, om te gee, soos U vir ons omgegee het. Seën ons elkeen, Here, in Jesus naam. Amen.